sonderse dag, wat 'n asemrowende dag vir iedereen en elk wat hier is, spesiaal vir hierdie 4 mense wat voor my sit, gaan dit nogals ook 'n groote wees. En ek is so bly dat die Here julle gelei het om tot hier te kom en dit te kan doen. Maar weet julle nie net dit nie. Vandag gaan ons maar sê, vier ons Jesus se kruisiging of doen ons 'n herdenking. Ek meen as ons moet terugflits in die verlede of in die ou tyd, toe Jesus op pad was na die kruis. Onthou sy disippels en sy volgelinge waar het nie die skrif gelees soos wat ons het nie. Jesus het vir hulle gesê, ek gaan uit die dood uit opstaan. En hulle het dit obviously nie geglo nie. Op 'n manier het hulle dit nie geglo nie. Want tog het Jesus gesê, die derde dag sal ek uit die dood uit opstaan. Maar tog was hulle verbaas. Ons ken ons almal vir die een disipel wat gesê het, o nee, as ek nie my vingers in sy hande en voete kan indruk, sal ek nie glo nie. Maar hier het ons die skrif uitgelê, ons weet ons verlosser het opgestaan. Maar voor ons daar kan uitkom, moet ons deur hierdie verskriklike dag gaan. Ons lees in Lukas 23 vers 33. En toe hulle op die plek kom wat hoofskuil genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Kom ons lees dan. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here onze God, Vader, wat 'n voorreg om vandag te kan staan en te kan bely, en te kan glo, en te kan weet en te kan ervaar wat Jesus Christus, u seun, vir ons gedoen het. Waardeur hy ons gegaan het, die lyding, die bespotting, maar Here, hy het dit gedoen, tot in sy laaste nood, sy laaste asem, het hy ons steeds aan ons gedink. Hoe kan ons as sondaars, Here, u ooit genoeg dankie sê? Dankie vir dit wat Jesus, vir ons kom doen het. Here, laat u woord op vrugbare grond val. En laat ons regtig sal luister wat die Gees vir ons wil sê. Here, laat ons die wêreld daar buite los. En laat ons elke een anders uit gaan stap, as wat ons hier aangestap het. Ja, Vader, vir hierdie 4 persoonlike mense, is dit ook 'n groot dag, wat vir hulle voorlê. Dankie dat u hulle tot hier gelei het. Vader, maar hier is net die beginpunt. Versterk ons elke een, Here, om ook soos u, Here Jesus, ons kruise elke oggend op te tel en dit te dra. Vader, ons loof en ons prys en ons dankie. Die grootste naam wat ek ken. Dit is Yeshua se naam. Amen. Vriende, ek lees van 'n verhaal. Daar was een keer 'n jong dogtertjie, nie 'n jonkie. Sy het nou net al bestuurslisensie gekry en al daai dinge. Lekker mos nou, soos lekker te stuur, lekker om pa se kar te ry, ma se kar te ry. Ja, soos wat dit gaan, ry, joh, kom sy daar 'n groot ongeluk. Baie ernstig. Baie bloed verloor. Ja, en ek meen, sy hang net vas. Maar is wat rekord net vir bloed. En ons weet, vandag kry jy ou nie meer bloed sommer net so vinnig en so maklik nie. Maar met die sit dat klein bloedjie daar. Oukie sit so 4-5. En hy is toe 'n match van. Hy het dieselfde bloed. Die dokters kom na hom toe saam met sy ouers natuurlik te sê, hoor hierso seun, sussie gaan doodgaan. Maar jy kan haar lewe red. Nou ek, ja, hoe nou? Jy moet jou bloed val gee. Los, die sien die se oortrek so groot. Ek moet bloed van my sussie. Ja, want man, dis iemand met 'n swaar hart. Dis reg om ons doen dit. Sta in, die masjiene op, die goedjies pype in, die aardjies, maar we gaan die bloed loop. Dis na rukkie. Die lekker vir die dokter so sê,
Maar dokter, wanneer gaan ek nou doodgaan? Sien, toe dog die oukie, hy gaan sy lewe gee vir sy sussie. Nie dan is dit net die bloed. Sien vriende, daai bloed het sy sussie lewe gegee. Net so, ons Here se bloed ons lewe gegee. Laaste druppel. Ja, ons gaan vandag, dit is 'n verskriklike dag bietjie beleef. Ek glo nie ons sal dit ooit regtig kan regkry of kan verstaan dat ons Here Jesus deur is op daardie dag nie. Sien, wanneer ons aan die kruis kyk, wat sien ons? Wat sien ons raak daar? Sien ons net die pyn, die lyding, die bespotting, die bloed? Wat sien ons? Of sien ons iemand wat sy alles gee, sodat ons alles kan kry? Is dit nie amazing? En weet julle vriende, regtig, dit is verniet. Dit kos jou nie geld nie, maar dit kos jou lewe. Ek verduidelik. Jou lewe verander. Jy leef nie meer soos die een van die wêreld nie. Jy volg nie meer die skare nie. Ons swem ons hele stroom op. Ons is anders. Ons loop anders. Ons ryk anders. Ons praat anders. Want Jesus was anders. Nou laasweek het ek ons gesê, toe Jesus nou sy intog in Jerusalem gemaak het. Toe die skare hom so loof en prys en toe jy is hier, kom en koning kom, hier is die koning is hier. Paar dae daarna, waar ons vandag staan, hy selfde tonge wat hom so geloof en geprys het, skree daar kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Paar dae terug het hulle hom geloof en prys. En nou moet hulle hom prysig. Hoe het hulle so vinnig van gedagte verander? Was dit die pressure van die Fariseërs, die Sadduseërs, die skrifgeleerdes? Of het julle harte regtig so verhard teenoor ons Here Jesus Christus, dat julle homself verraai het? Hoeveel maal doen ons dit nie miskien? Hier in die kerk sit 'n ou, vrolik, loof die Here, prys sy naam, sing tot ere en verheerliking van hom, maar genade, maandagoggend na kantoor se deur oop gaan, dan sê ons as die duiwel los. Dat jy alles vergeet. Dus dit doen ons nie presies dan weer dieselfde soos kruisig om. Waar het jy nou vir die Here gelos? Waar is hy nou? Weet julle vriende, is vir my so verbasend. Ek weet nou nie of ek op 'n toon gaan, maar ek wil dit sê. Het julle al agtergekom, as daar 'n belangrike persoon, kom ons sê dit, 'n belangrike persoon, 'n sportpersoon, en ek weet ek het dit al gesê, na jou dorp toe kom, of na jou werksplek toe kom, of iets in daai, en jy weet hulle kom, wat maak jy? Jy weet jy spring daar weg, jy borstel die teels af, jy maak die mure skoon, as dit nie kan skoon was, dan verf jy dit sommer oor. Jy gaan koop die beste produkte, die beste kosse, die beste koeke, alles, laat daai mense lekker eet, want hulle is mos nou die lands, hulle moet mos nou shop voed. Dis wat ons as mens doen. Ons maak dit so mooi, vir 'n halfie kuier, 'n uur kuier. Pragtig. En as hulle daar uitloop, wat het hulle opgevou, back to normal. So die mense skaars daar was. So het jy nou voorgegee om iets te wees? Of is jy altyd so? Nou kom die vraag by my op. Vriende, ons Here Jesus Christus is op pad terug. Is jy besig om die plek van voor te berei? Of is jy maar net besig om op jou lunter te sit te wag? O nee, Here het vandag gekom, ek gaan maar opvul. Berg, is nie nie. Of gaan jy net voorgee? Of gaan jy regtig so lewe? Hoe gaan jy dan vir Jesus ontvang? Hy kom, ons weet nie wanneer nie, maar hy kom. Gaan jy vir hom wag met jou hele hart? Vertrou hom en maak seker jy's reg. Jy's aan die werk. Laat hy ons aan die werk kry. Dat ons nie verslap nie. Laat ons nie agterweer laat wat om te doen en nie te doen nie. Laat ons sy plek vir hom voorberei.
Want hy gaan kom en dan gaan ons ook soos daai mense sing, ons koning is hier. Ons koning is hier. Maar die keer kom hy nie om gekruisig te word nie. Hy kom ons haal, en dan kom hy die wêreld se pak slaan. Of hulle dit nou weet of nie, it's going to happen. Staan op God se woord, ons lees God se woord, en ons glo God se woord. Net so vinnig en net te doen. So hoe berei ons pad voor vir die Here? Maar vriende, voordat dit gebeur is, moes Jesus deur hierdie verskriklike dag gegaan het. Golgotha. Dit Golgotha beteken plek van skedels. As ons nou dood is net jou skedel wat ons oorbly. Plek van dood. En as ou dan so daaraan moet dink, dan moet seker regtig wees 'n plek wat stink. Want ek weet dat die dood is mos nie 'n lekker weet nie. Stink, vuil. En weet jy, dat hy daar hang onskuldig. Hy het daar gehang vir goeie dade. Vir die waarheid is hy gekruisig. So my liewe mens, as hulle ons wil kruisig oor ons die waarheid praat, of oor ons goed doen, let it be. Let it happen. Jesus lag vir en ons lag vir. Want ons weet ons beloning is nie. Never stop doing the right thing. Never. Want Jesus het en dit het ons in lewe gekos. So wat maak ons anders as vir Jesus? Jy sien, daar waar Jesus hang is 'n plek van verwerping. Plek waar misdadiges gekruisig is. Regtig die mense die boos van bose. En ons Here Jesus het nie gehuiwer of teruggedens of teruggestaan om daardie pak vir ons te vat nie. Jy sien, dit is 'n plek buite die stad. Dit is niemand soek jou daar nie. Move, jy soek jou nie. Maar 5 dae voor die tyd, toe wil jy hom koning maak. Maar nou jaag jy hom uit die stad uit. Vol geslaag. Dit bloei. Bespoeg. Doringkruis op die kop. Ek wonder hoe die Here Jesus gesien waar hy geloop het. Ek meen, ons almal weet op die kop wond bloei ons vinnig en maklik en baie. Hoe ons Here Jesus. Hy het gestap. Hy selfs kan gesê, ons koning is hier. Kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. En niemand help hom jy sy kruis dra nie. Tot hulle ons vir daai Simon gesê, hoor ek kom help vir hierdie Here Jesus, hierdie kruis dra. Iemand anders, die wat hom wou kruisig, moes vir Jesus hulp kry. So dan moes seker 'n bietjie jammer in hulle harte gewees het dan. Alhoewel hulle hom so geslap en gespog en bespot het om hom te help. Kom jy moet gou maak, moet huis toe gaan, dat sy die kruis daar hoog het. Kruisig hom. Waarom, vriende? Waarom? Sien, want hy kom na die donkerste plekke toe. Jesus kom na die gebrokenes toe. Het hy nie aarde toe gekom, juis vir die armes nie, vir die wat hartseer is nie, vir die siekes nie, nederiges nie. Sien, wat sy mense het Jesus bedien. Hy het nie gegaan en in die kastele gaan bedien nie. Hy het nie gegaan en langs die konings gaan sit en die baas speel nie. Hy was daar waar die tekkie die teer getref het. Hy was daar waar die mense om die nodigste gehad het. Maar waar was daai mense toe Jesus hulle nodig gehad het? Net 1 of 2 of 3 van ons wat sy kruis sal dra. Hoekom nie probeer uitsmokkel uit die stad het, want hy nie gekruisig word. As die vriende, dit was alles God se plan. Dit was alles God se plan en dit is die enigste manier om ons as sondags vry te koop. Jy sien, daar waar Jesus gehang het, aan daardie kruis. Dit is gewoonlik 'n plek wat mense van my op. Soos ek nou gesê het, dit is seker nie, dit is stank, dit kan nie lekker wees daar, dit kan nie lekker ruik nie. Bloed lê oral en al die mense gaan dit vermy. Ons Here Jesus het daar aangegaan. Jy sien, daar waar dit lyk of alles dood is. Daar waar dit lyk of daar nie lewe meer is nie. Daar bring God lewe. Sien vriende, daai spykers, daai pyn, dink jy self in.
dat so deur hom gebore is, deur hom geslaan is. Nee, dit is nie eers doodgespyt voor hy dit gedoen het nie. Dit is lewendig. Johannes 20 vers 25 sê vir ons, as ek nie, sien ongelooflike gelowige disipel, as ek nie sy hande die merke van sy spykers sien nie, dan sal ek nie glo nie. Ongelooflike Thomas. Nee? Sien, daar is 'n simbole vir ons, elke een. So die verwete kan ek besig vir ons elke een om te gaan sien en dit kan beleef. En dit is die waarheid. Daar is die merke. Daar is die merke. So dis nie vriende wanneer die vyand iets oor jou wil bring. Hy wil jou gaan anker daar by God. Staan Jesus klaar daar voor God, sê maar dit is ons betaal. Staan. Dit staan. Sien daar so waar Jesus ook so gestaan het, gelei het, hoeveel ure, van die pyn, weet hy nie verdier nie, stadige dood, en nie vlok voor die kruis, ek net daarvan ons so geslaan het nie, ek weet, ek dink ons allemaal net al die Passion of the Christ gesien, hy is daar hard geslaan, ek klink nie bietjie morbied nie, bietjie hartseer, het is rarig nodig om ons so te weten. Het is rarig nodig. Maar feit daarvoor die tyd sing die koning hier, koning kom. Hy kon aftrip. Hy kon gesê genoeg is genoeg. Maar hy het nie. Want sien vriende, elke keer as die spykers so deur hom gegaan het, elke keer as daar 'n woord op hom geskree is, elke keer wanneer hy neergedruk, elke keer het hy my en jou naam in sy hart gedra. Die is vir Christus. Die is vir jou. Die is vir Sean, vir Irma. Dis ons allemaal. Hy het ons in sy hart gedra. Dit is hoekom hy nie daar afgeklim het. Dis hoekom hy die pyn verdier het. Sien, ek weet, tot hy voorbijgegaan is, ons weet ons het door hom gelaster, het hom gesê, ag, jy dat die koning is, klim van die kruis af, red jouself op, tot die een sonder langs op, het hom ook net so gelaster. Ja, klim af en vat my saam. En ons weet wat hy die ander van gesê, hoor so, die man het rarig niks verkeerd gedoen. En weet julle vriende, hoe weet ons al die paradijs? Weet julle hoe weet ons wanneer ons oor hier toe maak ons op ons oor oop in die ewig? Juist ook daardie kruiswoorde wat Jesus gespreek het, vir die man langs hom. Vandag sal hy saam met my in die paradijs wees. So ons weet ons is net die oog van die weg. As jy hier toe maak, jy maak weer oop, boem, sit jy maar saam met Jesus in die hemel. Mits, jy hom aangeneem het, as jy saam maak met jou verlosser, jou sondes bely. Natuurlijk, wat ons vandag gaan doen, jou dat doen. Dit is wat die woord sê. Dit is wat jy moet glo. Aan die ou kruisvriende, nog steeds aan ons gedruk. Ek meen, as jy tandpyn het, nee, dink jy aan jou geliefdes? Gee jy omveilig? Nee, want jou mond is seer, ek sê dit is vir mense. Maar van Jesus, die hele lichaam wat vol pyn is, dit kan nog steeds aan ons. Want hulle loop af by, wat daag hom uit, hulle spot hom. Jy sê, as hulle maar net geweet het met wie hulle praat, arrogant is hulle nie. Maar wat sal ons gemaak het, as ons dit geleef het? Vir ons hom opgegooi? Sal ons? Of sal ons soos hy sparig sy kruis. Wat sal ons gedoen? Maar, God het so behaag, so bedoel, wat ons vandag leer. Wat ons vandag lees. Wat ons vandag die goeie blye boodskap kan lees. Wat ons vandag ons harte weer eens vir die Here kan gee. In vrede. En in liefde, want dit is wat hy vir ons gedoen het. Sien vriende, dit was alles liefde. Liefde. Daar wat hy gesê ons, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Vergeef hulle. Jesus dink ons steeds aan ons. Vergeef hulle. Sien in sy grootste pyn.
vra Jesus dat ons nie geoordeel word nie. Hy het die groter plan. Hy sien die groter plan. Maar ons as mens hier, sê maar ons Bybel het daar gestop. Hy is daar na kopbeen laagte toe. Hy is daar gekruisig, sy asem is uitgeblaas. Boem. En ons Bybel het daar gestop. Dit sou gebeur het as Jesus mos nie in dood sou staan. As ons Bybel ons daar gestop het, dan is ons op plaas geskryf, as die mense nie skryf. Want waar gaan hy opstaan? Maar sien vriende, ons Bybel stop nie daar nie. As ons omblaai, kan ons nou lees. Dan het ons gaan soek, en toe sit die twee wit man en ons, die man met die wit kleed daar. Sê, hoe soek hulle die dooies by die lewenis by die dooies? Hy het opgestaan. Maar daarby kom ons sondag. Vandag gaan ons eers bietjie hierdeur. Die grootste pyn wat 'n mens, koningskind, vir ons gedoen het. Uit genade, liefde. Wel vriende, wil jy nie so 'n vriend aan jou kant hê nie? Is dit nie die tipe vriend wat jy na jou ouers toe kan vat nie? Maar jou ander vriende toe, is dit nie die tipe vriend wat jy kan werk toe vat en jou ongevoorstelling aan almal nie? Is dit nie die tipe vriend wat jy altyd by jou wil hê nie, jy weet ek gaan jou nie drop nie. So, ek kom maar soos die Engelsman sê, nou take a bullet for you. Maar hy het nie net 'n bullet gevat nie. Hy het alles gegee. Hy het hom sy alles gevat. Alles. Tot die laaste druppel bloed. Dus toe hulle spies in sy sy druk. Laaste asem. Dit te lees daar. Dus goed. En daarmee het hy die Gees gegee. Ek meen, ons weet almal, miskien nie verhaal. Toe Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, daar was 'n verskriklike aardbewing gekom. Dit het nag geword, maar dit actually dag moes gewees het. Sien vriende, daar het God die Vader ook sy aangesig vanaf Jesus weggedraai. Want hy het ons, Jesus het ons gevra, Vader, waarom het U my verlaat? Ons weet, ons het 'n liefdevolle Vader. God is liefde. En ek dink, dit het God se hart so geskeur, gebreek. God kon help. Ek meen, ons as ouers, as jou kind seer kry, as jou kind in die moeilikheid is, as hy bedruk is, hy sit vas, wat gaan jy doen? Jy gaan jou alles doen om hom daar uit te kry. Jy gaan jou alles doen om hom te help. En ons God, hy kon nie so help. Maar hy het liefde vir ons, het hy nie. Hy het sy aangesig weggedraai van Jesus af. Toe Jesus hom gevra het, Vader, hoekom het U my verlaat? Sy aangesig weggedraai. Want dit is toe daai tydperk, daai tydstip, wat Jesus al ons sondes op hom geneem het. En God haat sonde. Dus kom hy weggekyk het. Let this just pass. Let it just pass. God kon hom gered het, kon hom daar afgehaal het. Maar hy het nie. Dit het een lewe gekos om hoeveel miljoene te red. Is dit nie die vriend wat jy wil gaan voorstel aan jou mense nie? Is dit nie die vriend waar jy graag op jou Facebook wil post, ek is nou hier bietjie seer, ek is nou hier, ek is daar. Is dit nie die vriend waar jy kan bereik nie? Hoekom doen ons dit nie? Jy sien hy gewig van die sonde op die kruis, het Jesus sy laaste asem gekos. Imagine nou net, as jy nou die wêreldse sonde in gewig kan oorsit, hoe swaar sal dit gewees het? Huh? Maar Jesus het dit gedra, als one shot. Dan, paid, that's it. Believe it, move on. Sien vriende, soos ek gesê het, dit is volbring. Sien, die slot, wat beteken die kruis vir my en vir jou? En dan ons elkeen het ons eie sien aan wat die kruis beteken. Sien, die kruis is nie net om iets oor te praat nie.
Ja, ons weet ons is in Paasfees en dit maak my so vies en woedend eintlik dat die mense dink Paasfees gaan oor paaseiers en paashase en paashoenders en ek weet nie wat se goed als is my Jesus 'n hoender? Is my Jesus 'n eier? Nee, hy het sy lewe gegee man, dat ons kan lewe. Dis waaroor Paasnaweek gaan. Dit is die belangrikste tyd in Christus se lewe, die belangrikste tyd in die jaar wat ons vier. Het gaan nie oor chocolates nie. Gaan nie oor goed wegsteek nie, het God hom weggesteek. Nee, God sê soek en jy sal my vind. Hy steek ons nou weg om te gaan soek nie. Klop vir jou sal opgemaak word. Dis God. Nee, 'n eier nie. Nie 'n hoender nie. Dis nie God nie. Grasmot nie. Dis nie God nie. Hy het nie verniet aan daardie kruis gehang. Dat ons die chocolates maak vir hom. Genade. Hy chocolate geel op maagpyn op soek. Maar daar gelaat. Ons Here Jesus het sy alles gegee. Sodat ons alles kan kry. Sy bloed het ons vrygespoel. Nie chocolate nie. Jy sien vriende, daardie wys ons net, daardie kruis, dat dit is liefde wat nie opgee nie. Genade wat niks terughou nie. Goeie genade, mense. Genade wat niks terughou. Niks. Soos ek sê, God kon gesê, nou, ek gaan nie dat my seun gekruisig word nie, maar hy weet nie. Is dit nie liefde nie? Is dit nie genade nie? En dan, ook daar in Jesus se swaarste, donkerste tye, wat hy sê, Vader, hoekom moet jy my verlaat? En God het ook gesê, ek het jou nie verlaat nie. Ek kan nie dit hanteer om te sien, hoe jy swaar kry, hoe jy ly, hoe jy veg om eintlik aan die lewe te bly. Dis kom God weggekyk het. En nou as ons so kyk, dan kyk God op ons. En hy sê vir ons, my kind, daai kruis as jy daarna kyk, ek het vir jou gedoen. Ek het vir jou gedoen. Gaan jy dit ontvang? Of gaan jy sê, ja, wat is dit? Gaan jy vir daai een wees wat sy alles gegee het, sodat jy alles kan kry? Vriende, in elk geval om in die kring te loop, saam met gelowiges, saam met Christenkinders, is baie beter as die pad van die wêreld. Dis anders, ja. Maar weet jy, dit maak nie saak dan wat oor ons pyn kom nie. Dit maak nie saak nie. Want ons is gered deur Jesus. Ons is ver genoeg in Jesus. Ek weet die mense maak so groot boei oor daai oorlog daar in Iran en die petrolprys skaai hy is weer bla bla bla. Waaroor wil julle complain, julle kyk te styf maak om my? As Jesus God gesê het, hy is ons nog steeds dieselfde. Hy is nog steeds ons God. Hy is nog steeds ons Vader. Hy sal voorsien. Easy is dit. Dit sal nie in die Bybel. Anders sal dan ons in die Bybel staan, hoor jy dat 'n oorlog kom, maar julle mense moet nou begin stres, want die goedjies gaan alles skaai word en dier word. Dis ons dan so in die woord gestaan. Maar wat sê God daarvoor? Moeilikheid het gaan kom, maar hou goeie moed. Kyk wat jy daar beklou. Stop stressing. God is nog steeds in eer. Hy sit nog steeds op sy troon. Nog niemand kon hom daar afstamp en niemand sal hom daar afstamp. Hy is nog steeds in eer. Hy is ons God. Hy sal ons nie verlaat nie. Maak nie saak wat in die wêreld aangaan nie. Ons is 'n erfenis van die wêreld. Ons weet waar ons op pas is. Ons is net passerbaai. Sien ons soos 'n vakansie hoor as jy wil. Lekker, kyk wat gaan die ander oor ons om jou aan. Is nie ons stresse nie. Stop stressing. Hy wat sy seun gegee het, sal ons nooit begewe of verlaat nie. Glo dit. So kan ons dit glo. Dis wat sê die Bybel het nie daar gestop. Maar Jesus het gekruisig is. Dit gaan aan. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Genade, sou hy dit alles gegaan wat ons vandag moet staan met stres oor besluite wat mense maak? Nee. Must happen. So Jesus kan kom. It must happen. Vriende, ons het 'n amazing God.
ons Here Jesus, weet jy daai aand voor sy kruisiging. Soos ek weer eens gesê het, hy weet wat vir hom voor lê, maar weet jy, met soveel liefde, compassion, kom hy na die mense toe. En Jesus sê vir hulle, hy gaan 'n nuwe ding instel, sodat dit wat ons doen, tot 'n herinnering kan wees van hom. Wat gaan terugkom? Hy gaan. Ons noem dit die nagmaal, vriende. Johannes 6 vers 53 sê vir ons, en Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het. En ek deur die Vader lewe, so sal hy met my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in aller ewigheid lewe. Vriende, om na die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek. Voor hy van die brood eet en in die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. 1 Korintiërs 11 vers 27 sê vir ons, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. So vriende, ek gaan 'n minuut gee as daar iets is tussen jou en Vader wat jy nog moet uitsorteer en vra vir vergifnis en heiling. Kom ek gee 'n minuut, ons elkeen net ons eie hoedanigheid ook voor die Vader gaan staan. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem eet. Dink daaraan, glo dat sy liggaam breek is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Nie net 'n bietjie van die sondes, nie daai klein ding nie. Alles. 1 Korintiërs 11 vers 24 sê vir ons, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En die beker van danksegging is die gemeenskap van die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. 1 Korintiërs 11 vers 25 sê vir ons, net so ook die beker na die ete met hierdie woorde. Hierdie is die beker van die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy weer kom. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, waarlik koning, verlosser, vredevors, Here Jesus, hoe kan ons nie anders as om u te loof en te prys, vir u dankie te kom sê, vir dit wat u vir ons gedoen het. Wat 'n vriend het ons nie in u nie. Here, dankie. Dankie dat u alles gegee het, sodat ons alles kan kry. Dankie dat u lewe gegee het, sodat ons kan lewe. Dankie dat u die Heilige Gees gestuur het vir ons elke ene, om ons te herinner en ons te lei en ons te laat glo dat u werklik die verlosser van hierdie wêreld is. Dankie dat u niks teruggehou het nie. Dankie dat ons u woord het wat ons kan lees.
Dankie dat ons kan glo verwant staan. O, allerheiligste Skepper, ek bid nou vir hierdie vier besonderse mense ook, wat opgedaag het en hande opgesteek het, en gesê het, U is hulle verlosser. Vader, wees ons so saam ons die res van die dag. Heer, ek bid ook vir hierdie briefie wat geskryf is, U ken wat hier aan staan, is tussen U en die skrywer. En ja, Heer, ons sê, dit is nou gedoen, dit te lees daar. Dit is gedoen. My God, lei ons nou hier verder, en Here, dat al die eer en die heerlikheid, altyd maar altyd, net U toe kom. Amen. Ja, vriende, nou gaan ons oor na raai. Spesiale. So besonder. Weet jy nou hoe, wat se paartjie is daar nou in die hemel? Man, dit is wonderlik. Vriende, ek gaan nie vra dat jy staan nie. Sit maar nie daar, maar jy moet nou net luister, mooi luister. En opreg antwoord op die vraag wat ek aan julle gaan stel. Jy sien, geliefde kind van God en Here Jesus Christus. Kijk, as ek so lees, praat ek met elke een van julle afsonderlik, alhoewel ek hom net een keer gaan lees. Afsonderlik. So sit jou naam daarin, waar jy voel het moet inkom. Jy het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here se verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg, en aan ons al die gawes van Jesus Christus skep. Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, om te bevestig dat u die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of bygelowigheid nie. 1 Petrus 3 vers 21 sê vir ons, waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook red, nie as 'n aflegging van veiligheid van vlees nie, maar as 'n bede tot God, om 'n goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus. Vriende, ek wil nou vra antwoord opreg op die volgende vraag. In die teenwoordigheid van alle getuienis hier teenwoordig, saam met ook die engele wat hier sit. Bely u dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, ons nogtans in Jesus Christus aan God behoort en daarom as lidmate van God se gemeente gedoop moet word. Ja? Ek glo. Kan nie? Bely u dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament wat ook in die artikels van Christelike geloof vervat, is in die woord van God geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. Ja? Bely. Goed, dan is so. Handelinge 2 vers 38 sê vir ons, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want elke belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is. Die wat die Here ons God na hom sal roep. Beloof jy om die evangelie van God se woord na die beste van jou vermoë te leer en te versprei aan diegene van wie jy die vader, moeder, vriend mag wees? Ja. Matteus 28:19 sê vir ons, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot in die volëinding van die wêreld. Amen. Wat is julle antwoord daarop hart? Ja. Ok, vriende. In die Here Jesus Christus het jy gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is waardeur die Vader se verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van Jesus Christus skep. Om te bevestig dat u die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of bygelowig nie, moet u opreg die volgende vraag antwoord.
bely dat hoewel ons kinders en sondags in die wêreld gekom het, want dit het ons nou die vraag. Maar kom ons gaan dit maar weer vra. Die oordeel van God staan, en nogtans in Christus aan God behoort, en daarom as lidmate van die gemeente gedoop moet word. Bely jy dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en in die woord van God geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. Ja. Oké, vriende, dan met groot blydskap en opgewondenheid laat ons julle vat na die bad. Dit kry. Kom, ons gaan doop julle. Ons gaan net gou so vinnig 'n pos vat, dat ons net gou vir die dinge daar buite reg kry. En ja, kry julle daar buite. Julle net pas op dat jy net by hier. Ek wonder as dit nodig is om tot daar te gaan. Op ja. Dit is baie warm, maar dit is nou nie baie koud nie. Maar weet jy wat net, jy gaan nou warm voel. Ons gaan nog in trap. Oké. Dan gaan jy nou agter toe toe, hoor. Maar ons moet daar net op die oorste arm. Nee. Moet maar net jy nie laat gaan. Oké? Jy moet agter toe val. Oké? Kom. En maar water. Zo kunnen we op de Vader, Seun, Heilige Gees. Dat is ja. Ik ben bang voor klei. Ja, het is een beetje gladder gedaan daar hoor. Ja. Zo. Je weet dat ik ook hier mag voor de Here. Dat is vooraf dat het niet van mij jou te doop in naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Skoon gewas. Welkom. Wil jy jou man? Ek dink dit vir jou man is so gelukkig. Ja. Beertjie wag. Kom weer. Kom. Sit dan maar net hier. Ja, dit is net zwaar af. Kan nog sit op die trap hier. Ja hoor. Oké. Ja. Kom Piertjie. Ja. Kom eens op. Sit sommer hier so op hierdie eerste trap. Kan jy sit? Waar? Hier so op die eerste trap. Sit maar net hier so. Kom op my. Goed. Kom, kan ek nie afklip? Kom. Hey, sit maar. Dit gaan jy goed droog. Sit al op die trap. Sit op die trap. Draai. Sit. Sit, ouma. Gaan jy maar raai jy moet water. Ouma, Hé, hou jou neus toe net. Sit maar terug. Oké, gaan Tannie oké wees om gedompel te word? Kan jy maar omgooi? is het mee voor zo? Ja, en wat kan ik zeggen? Tannie, ek roep dan in die wonderlijke naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Wat dan? Ik droog graag gezegd af. Wat is er al zit is dan? Zo maar. Was aangeschoven. Hey. Ouma.
Ek moet dan 'n swem gekry. Ja, spyt. Ja. Dat is makkelijker als je daar staat. Ik ga niet net betrekken. Ja, sien nodig nie. Ready? Irma, ek doop jou in die wonderlike naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Daar sê. Welkom. Julle terwyl julle daar staan, kom ons loop en prys sommer die Here gou so. Baie geluk julle. Baie geluk. Wat 'n amazing experience was dit nie. Geliefdes, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen. En amen. En amen.